My naam is Isak Brandou en ek is 42 jaar oud. Ons het baie arm groot geword. Ons was 5 kinders in die huis. Ek was die laat lammetjie. My pa sê raai oor toe 3tjie. En ek was baie jonger as die ander, so hulle was almal voor my die huis uit en goed. En ons het baie swaar gekry en ek onthou nog goed my ma 'n lemoen in 5 dele gedeel aan. Gee sy vir ons elkeen 'n skyfie, dan is dit nou ons treat. Ons lekkerny. Ons het getrek Rustenburg toe ek 7 jaar oud. Ek het goed gedoen op skool, atletiek en sport. En as die bure se seun wat bietjie ouer was as ek, klere gehad het wat groot is vir hom. My ma het vir my gesê die buurman se seun het klere. Ek was so bly. Ek was so gelukkig geweest dat ek bietjie klere kan kry. My ma het in die winter komberse gevat, dan maak sy vir ons kombersbaadjies. Ek dink baie van julle as ouers of ma het ook gedoen, so julle weet wat dit is. Die ouderdom van 14 jaar oud toe maak my pa my wakker die oggend en hy sê vir my, jou broer is oorlede. Trein het bo jou broer gery en jou broer is dood. Het was verskriklik, het was baie erg en het was maar 'n moeilike tyd om deur te gaan, want ek was baie lief vir my broer en hy was baie na mekaar gewees. My pa het toe baie begin drink en my susters was almal uit die huis uit. 3 susters en 'n broer gehad en ek was toe die enigste kind in die huis en my pa het baie begin drink en my pa gedrink is, dan moes ek en my ma altyd vlug. Ek is baie trots op my pa vandag, want ek dink is 14 of 15 jaar wat hy skoon is, wat hy glad nie meer drinkie en ek kyk vandag op na hom, want hy het reggemaak vir sy foute. Ouderdom van 16 jaar oud, is ek 'n full-blown alkoholiek. 16 jaar oud, is ek 'n alkoholist. Toe ek uit die skool uitgaan, het ek 'n vroutjie ontmoet. Ek het 3 kinders saam met haar. Mooiste kinders. Kyk, ek kan mooi kinders maak. Ek het dwelms gebruik en ek het ook baie foute gemaak en ek dink baie keer ek het my pa se voetspore gevolg en ek het ook aggressief geraak as ek gedrink het en kwaai geraak en ek het uitgegaan na bars en clubs toe. My hobby was net om te beklei. Ek het van kleins af geleer hoe om te boks en ek kon lekker fight. En ek is so spyt vandag dat ek dit ooit gedoen het, want ek het so lelike mens geword. As ek so beklei het, ek was so vieslik en hulle het my 'n paar keer toegesluit en een oggend 2 uur het die mense van Sun City my ouers gebel. Dat ek sommer in die paleis ingebreek. Was stout. Ek het dit was erg en ons het geskei, ek en my vroutjie. En ek het daarna Tabazimbi toe getrek. Ek het 'n ander vrou daar ontmoet en ek het nog steeds aangegaan met my moeilikheid. Nog steeds gedrink, dwelms gebruik. Ek het van die ergste en sterkste dwelms gebruik wat daar is. Ek het verslaaf geraak aan crystal meth. Dis verskriklik, dis die duiwel.
Dis 'n duiwelse dwelm. En ek weet daar's baie mense wat nou sukkel met dit, want jy kom nie van dit af. Dit is nie so maklik. Ek was in 5 verskillende rehabilitasiesentrums, want ek kon dit nie los. 4 jaar terug, toe sê ek, tot hier toe, en nie verder nie. Ek wil my lewe uitsoek, en ek het weer na 'n rehabilitasiesentrum toe gaan, en op pad soontoe, kry ek 'n WhatsApp van my ex-vrou af, wat sê, sy los my, sy skei. In die rehabilitasiesentrum, ek het 'n dogtertjie by haar gehad, en dan, na die eerste maand kon ek my dogtertjie bel. Ek het my dogtertjie gebel, en sy bly praat van hierdie oom Leon. En toe kom ek agter, daar bly 'n ander man by my ex-vrou. Ag, weet jy, ons het geskei. Ek het aangehou met my program. Ek was 7 maande daar. En ek het die Here daar ontmoet. Ek het my hart vir die Here gegee. In daai plek. So kom ek altyd sê, daar waar jy op jou laagste is, daar waar jy niemand anders het om jy te praat met. God is daar. Ek het die Here ontmoet, en ek het my hart vir die Here gegee, en ek het myself beloof. Ek gaan, en ek sal 'n beter mens wees. Ek het 'n nuwe vrou ontmoet, Rina, julle sal haar sien op van my video's. Sy volg ook Jesus, en ons saam dien die Here. God is so groot en almagtig, en ek kan vandag my lewenservaring gebruik as 'n getuienis. Ek weet daar so baie mense wat sukkel met dwelms, met verslawing, en ek weet hoe moeilik dit is. Vandag vir jou sê, jy kan dit los. Jy kan dit los. En Jesus is jou antwoord. Weet vandag, daar is 'n Here. Ek was in die rofste plekke, saam met die rofste mense. Ek het in drug houses ingegaan, en ek het goed daar gesien wat ek nie vir julle sal sê nie. Kan nie eens aan dink, dis verskriklik, dis baie erg. Ek wil net vandag vir julle sê, dat daar is altyd hoop. Daar is hoop. En daar is altyd 'n uitweg. Jy kan dalk vandag in die ergste plek wees in jou lewe wat jy ooit gedink het jy kan wees. Daar is hoop. Gaan op jou knieë vandag. Sê, Here, ek het U hulp nodig. En God sal jou help. Hy het dit vir my gedoen. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer ek gedink het ek gaan doodgaan. Ek het geoudie. Ek was in 2 motorongelukke. Daar was tye wat ek nie geweet het, hoe het ek by die huis gekom. Maar daar is hoop. Daar is hoop. Dit is 'n klein stukkie van my lewe. Daar is altyd hoop.